Baie welkom terug, vandag vers 14 tot 16 in die tweede hoofstuk van 1 Korintiërs. Ons lees hier van geestelike onderskeidingsvermoë. Maar 'n nie-geestelike mens aanvaar nie wat van die gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid en hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. Die geestelike mens beoordeel egter alle dinge, hoewel hy self deur niemand beoordeel kan word nie. Wie het tog die Here se denke begryp om vir hom te kan voorskryf? Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Onthou nou net gou Paulus se gedagtelyn tot op hierdie punt. Eers het hy vertel dat die boodskap wat hy bring, die boodskap van die kruis, die evangelie, is 'n boodskap wat nie vir die wêreld sin maak nie, dis vir hulle dwaasheid. Hy het ook vertel dat hy as boodskapper in die oë van die wêreld nie vreeslik opspraakwekkend is nie. Toe het hy vertel dat die kruisboodskap van Christus hoegenaamd nie begryp kan word as dit nie aan ons geopenbaar word nie, as dit nie aan ons oopgemaak word, ontsluit word nie. Dit bly 'n misterie. Hy het daarna vertel dat dit die Heilige Gees is wat hierdie openbaringswerk in ons doen. Die Gees ontsluit die geestelike dinge vir ons, sodat ons dit kan insien, sodat ons dit kan verstaan. Nou in vers 14 tot 16 beskryf hy vir ons hoe iemand dink wanneer hy die Gees in hom het. 'n Geestelike persoon en 'n nie-geestelike persoon. Jy sal sien, dis die twee teenpole wat hy noem. Kyk in vers 14 begin hy en hy praat van die nie-geestelike mens aan die een kant, maar dan aan die ander kant praat hy van die geestelike mens. Hoe hierdie twee van mekaar verskil. Hy begin deur te sê dat die nie-geestelike mens kan nie aanvaar wat die Gees van God sê nie. Hy kan nie die dinge van die Gees ontvang nie. Hy aanvaar dit nie, want in sy wêreldse wysheid, in sy wêreldse gesindheid, in sy natuurlike staat het die mens eenvoudig nie daai kapasiteit nie. Hy het nie geestelike kategorieë waarin hy kan dink nie. Vir hom, sê die apostel Paulus, dit wil sê vir die nie-geestelike mens, is dit dwaasheid. Dit het Paulus al verskeie kere ook gesê in die vorige verse. Die kruisboodskap is dwaasheid vir die wêreld, die kruisboodskap is dwaasheid vir die nie-geestelike mens. Maar kyk, hy gaan nog verder en hy sê, hy kan dit nie begryp nie. So, nie net is die boodskap van die kruis vir die nie-geestelike mens simpel nie, hy kan dit eenvoudig nie verstaan nie. Hy het nie die vermoë om tot op daardie hoogtes van die Gees te styg nie. Hy kan nie vanuit sy natuurlike mens, vanuit sy natuurlike intellek, sy natuurlike vermoë, kan hy nie die geestelike dinge oopmaak nie. Dit bly vir hom toe, dit bly vir hom 'n misterie. Hoekom? Want die geestelike dinge, die dinge van die Heilige Gees, kan slegs, kyk hoe uitsluitlik word hierdie dinge beperk tot die werk van die Gees en die geestelike. Dit kan slegs geestelik beoordeel word. En daarom kan die nie-geestelike mens dit nie oopmaak nie. Dit is nie vir hom toeganklik nie. Een persoon sê dit baie goed. Hierdie nie-geestelike mens se manier van dink. Hy sê, as 'n mens nie geestelik gesind is nie, dan is jy soos 'n dowe wat kritiek wil lewer op musiek. Verstaan jy? Daar is gewoon nie die kapasiteit om die musiek te hoor nie, so jy het nie die vermoë om daarop kritiek te lewer nie. Ek onthou 'n verhaal wat 'n predikant vertel het, wat uiteindelik aanleiding gegee daartoe dat hy besluit het om los te breek van die gemeente waarin hy was. Niemand het vir hom gevra, waarom het jy uiteindelik besluit om los te breek en jou eie gemeente te stig? En hy vertel toe, dat hy met kerkraadsvergaderings altyd baie goed oor die weg kon kom met die kerkraadslede, en hulle kon goeie besluite neem, solank as wat die sake op tafel nie oor geestelike sake gegaan het nie. So, administratiewe sake, dinge wat gaan oor die eiendom, finansiële sake ensovoorts, daaroor kon hulle goed redeneer en hulle kon dit deeglik hanteer en hulle kon goeie besluite neem in rus en vrede. Dit was nie 'n probleem nie. Maar, so vertel hy, sodra dit gekom het by geestelike sake, dan was daar al ewig onenigheid en bakleierery en hulle kon mekaar net nie vind nie. Nou wat hierdie predikant beskryf, is 'n kerkraad sonder geestelike onderskeidingsvermoë. Dit is 'n kerkraad vol nie geestelike mense. Mense wat nie die kapasiteit het of enigstens die vermoë het
om te ontvang wat die Gees sê nie. En daarom kan hulle mekaar nie vind nie. Daarom is daar al ewig onenigheid wanneer dit kom by geestelike sake. Hulle was soos dowes wat nie die musiek kan hoor nie. Nou die teenoorgestelde in vers 15. Hier het ons te make met die geestelike mens. Die geestelike mens is presies die teenoorgestelde van die nie-geestelike mens. Die geestelike mens is die een wat wel die dinge van die Gees kan hoor en kan onderskei. Die apostel Paulus sê, hy beoordeel egter alle dinge. Dit is die Heilige Gees wat hom die kapasiteit gee om te kan beoordeel, om te kan onderskei. Om 'n goeie oordeel te kan tref tussen reg en verkeerd, om goed te kan insien wanneer is iets in lyn met God se wil en woord en wanneer is dit nie. Nou die werk van die Heilige Gees is nie afhanklik van jou IQ of enige natuurlike vermoëns van jou nie. Dit is nie afhanklik van wat jy studeer het of wat jou werk is, of stand of status is nie. Die Gees werk in jou ongeag wat jou natuurlike vermoëns is en die Gees gee vir jou 'n nuwe kapasiteit. Hy gee die vermoë om op 'n regte manier dinge van mekaar te kan onderskei en goed oor sake te kan oordeel. Maar Paulus sê hier, en dit moet ons nie mis nie, die Heilige Gees verlig die hele mens, soveel so, dat hy oor alle dinge kan beoordeel. Sien jy dit hier? Die apostel Paulus sê nie, as die Gees in jou werk, dan kan jy baie goed oordeel oor geestelike sake nie. Nee, hy sê jy kan goed beoordeel oor die geestelike sake en die sekulêre of die wêreldse sake. Dit is wat ingesluit word by alle dinge. Jy het 'n totaal nuwe kapasiteit, kategorie, vermoë deur die Gees ontvang. Jy het 'n geestelike uitkyk waarmee jy alles in die lewe kan benader en beoordeel, ook die wêreldse dinge. Die Gees stel ons in staat om ons vrae en ons uitdagings in hierdie wêreld na die Here in sy woord te neem en daar 'n antwoord te vind wat ons prakties kan toepas en uitleef. Die nie-geestelike mens kan egter nie hiervan sin maak nie. Die apostel Paulus sê, hoewel hy self verwys na die geestelike mens, hy self deur niemand beoordeel kan word nie. Deur niemand beoordeel kan word nie. In ander woorde, die mens wat geestelik gesind is vir die nie-geestelike mens 'n totaal onverstaanbare wese. Hy kan hom nie beoordeel nie, hy kan hom nie pyl nie, hy kan nie verstaan hoe hy dink of hoe hy optree nie, hy kan hom nie beoordeel nie. Nou hierdie gedagtes word onderstreep deur 'n aanhaling uit Jesaja hoofstuk 40. Jesaja 40 vers 13, daar staan, wie het tog die Here se denke begryp om vir hom te kan voorskryf. Waaroor dit hier gaan is die denke van die Here. Die nie-geestelike mens kan nie die denke van die Here begryp nie. En daarom is die geestelike mens ook vir hom so 'n onverstaanbare skepsel. Die Gees wat in ons is, stel ons in staat om dinge te verstaan vanuit die Here Jesus se oogpunt. So Paulus sê nie hier dat ons soos Jesus word in die sin dat ons presies soos hy dink en dat ons presies weet wat hy dink of dat ons op een of ander manier klein Christusse word nie. Dis glad nie wat hy sê nie. Wat hy hier sê is dat ons deur die werk van die Heilige Gees dieselfde denkwyse kry as die Here Jesus Christus. Dit wil sê die Heilige Gees gee vir ons dieselfde manier van dink. 'n Ander woord wat ons hier sou kon gebruik is mindset. Ons kry die mindset van die Here Jesus Christus. Ons kan dinge vanuit sy perspektief sien. Ons kan nou na die wêreld rondom ons kyk en ons kan verstaan hoe wil die Here hê moet ek dinge benader? Wat wil hy hê moet ek doen? Ek kan die Here se wil verstaan, want ek is geestelik gesind, ek het die Heilige Gees in my. Dis soos daai Psalm sê, in u lig sien ons lig. Dis Psalm 36 vers 10. Dis in die lig van die Here se Gees wat ek na die wêreld kan kyk met die denkwyse van Christus. As daar een ding is waarvoor ons met alle ywer moet bid in die tye waarin ons leef, dan is dit dat ons al hoe meer die denkwyse, die mindset van Christus mag hê. Dat ons dinge vanuit sy hoek mag sien. Dat ons die geestelike vermoë mag hê om goed en reg te kan onderskei. Hiervoor moet die Here vir ons sy Gees gee. Kom ons bid daarvoor.
Ons bid dat U baie kragtig in ons sal werk met U Gees, Vader, dat U ons geestelik gesind sal maak, sodat ons alles met U denkwyse sal beoordeel. In Jesus se naam vra ons dit. Amen.